Die vraag van die Bybel is, maak die Nuwe Testament oorlog 'n norm? Is dit die manier hoe jy God se koninkryk laat aanbreek? Nee. Nou, ons dilemma is, baie Christene lees die Bybel slordig. Hulle vat die tekste wat pas, hulle gryp die Ou Testamentiese oorlogstekste, hulle vat Dawid wat vertel die Here leer om veg, en met eens het hulle 'n paradigma om oorlog, amper 'n heilige oorlog. En dit doen die kerk deur al die eeue, 'n heilige oorlog te grondves. Maar die Nuwe Testament is tog die norm. Jesus het 'n nuwe koninkryk gebring. Sy koninkryk het hy glashelder aangekondig toe hy voor Pontius Pilatus gestaan het. Daar in Johannes 18 vers 36, toe die groot gesprek tussen die twee, kan ek sê, titans op die tafel was. Pilatus, verteenwoordiger van die wrede Romeinse ryk, Jesus, die bringer van God se koninkryk. En toe hy vir Jesus vra, is jy 'n koning? Toe sê Jesus, ja, ek is. Maar my koninkryk kom nie deur geweld en deur mag nie. Anderster sou my volgelinge geveg het. So, die hartklop vir 'n Christen is om te vertrek uit die Nuwe Testament. Ons is geroep om, en mag ek net dit nog byvoeg, ek dink baie Christene, nou moet ek dit baie versigtig sê, het Jesus net aan die kruis vasgekeer. Hulle dink al wat hy gedoen het was om vir ons sondes te sterf. Natuurlik het hy dit ook gedoen. Maar hulle vergeet, Jesus bring 'n nuwe volk tot stand, dit sê Paulus in Efesiërs 2, hy bring 'n nuwe werklikheid tot stand, die koninkryk van God, en die norme van hierdie werklikheid is dat dit 'n vredesryk is, dat die volgelinge van Jesus lammertjies is en skape, nie magtige manne met gewere en Amazone vrouens nie. Dis 'n koninkryk van weerloses. En dit is hierdie koninkryk wat Jesus sê, selfs die magte van die doderyk sal aandurf en triomfeer. So ek dink, die vertrekpunt vir 'n Christen vandag in 2026 moet die Nuwe Testament wees en die koninkryk van God. Van hieruit begin ons dink, wanneer ons ook kyk na die Ou Testament en na 2026.